In 2019 het ons te doen met 4,4 dimethylpent-2-ein. En as ons vinnig kyk na die naam, ein sê vir ons alkyn, met ander woorde 'n trippelbinding. Die 2 sê vir ons dat daardie trippelbinding tussen koolstof 2 en koolstof 3 gaan wees. Ons het dimetiel, daar gaan 2 metiele wees en beide metiele gaan op die 4de koolstof wees. Nou ons eerste vraag, hulle vra, skryf die algemene formule neer van die homoloë reeks waaraan hierdie verbinding behoort. Nou dis 'n algemene vraag ook en ek hersien sommer al 3. Jy het alkane en vir die alkane weet jy dit is CnH2n plus 2. Dan het jy die alkene, jou dubbelbindings, onversadig, CnH2n. So daar's basies 2 minder as in die geval van alkane wat die waterstowwe betref. En dan alkyne. En hierdie is dan die antwoord op hierdie vraag. Jy gaan nog 2 waterstowwe aftrek, CnH2n minus 2. Volgende moet ons die struktuurformule van hierdie verbinding neerskryf. Nou ons weet pent 5. So daar's 5 koolstowwe, 1 2 3 4 5 koolstowwe op ons hoofketting. Ein, dis 'n alkyn en die trippelbinding gaan met ander woorde op die tweede koolstof wees. 1 2 en dan het ons 1 2 3 bindings daarso, want ons het ons trippelbinding. Dis 'n alkyn. Nou op koolstof nommer 4, 3 4 het ons 2 metiele. Dis dimetiel. Dis hoekom dit 4,4 is. So ons het hierso 'n metiel en ons het ook aan die onderkant het ons 'n metiel en nou moet ons bloot die res van die molekule voltooi. So die eerste koolstof het 1 2 3 waterstowwe. Die tweede koolstof het reeds 1 2 3 4 bindings. Daai koolstof is reg. Die derde koolstof word slegs daai enkele binding om by 4 uit te kom, 1 2 3 4. Dan ons vierde koolstof het reeds 1 2 3 bindings, so daar kort net 1 met die vyfde koolstof en die vyfde koolstof kort 3 waterstowwe. En daar het jy 4,4 dimetiel pent-2-ein. Volgende word hierdie organiese verbinding gegee. Die funksionele groep is die karbonielgroep. En ons begin ons koolstofketting nommer naaste aan die funksionele groep. So dit sal wees 1 2 3 4 5. Hierdie is 'n ketoon. Hoekom sê ek so? Want die karbonielgroep het 'n koolstof links daarvan en regs daarvan. So 5 koolstowwe, karbonielgroep, ketoon, pentanoon, maar IUPAC reël sê ons moet presies aandui waar die karbonielgroep voorkom. So dit sal wees pentan 2, want is op die tweede koolstof, oon. Pentan 2 oon wat ons hiermee te doen het. Ons word dan gevra om die term posisionele isomeer te definieer. Nou, of dit 'n posisionele isomeer is, of dit 'n kettingisomeer is en of dit 'n funksionele isomeer is. Al drie daai definisies, sy eerste deel is presies dieselfde. Dit is verbindings met dieselfde molekulêre formule. Die res van die definisie gaan dan nou anders wees. In die geval van 'n posisionele isomeer verskil die posisie van die funksionele groep op die stamketting. So die karbonielgroep kan ook
op 'n ander koolstof voorkom in hierdie geval. Gee die IUPAC naam van sy posisionele isomeer. Nou ons weet reeds, daar is ons karbonielgroep. Ons weet hierdie is pentan 2-oon en nou soek ons 'n posisionele isomeer. So ons gaan daai karbonielgroep gaan ons net 1 aanskuif. En dan sien ons het 1 2 3. Op die derde koolstof kom die karbonielgroep nou voor. So die naam in hierdie geval is nou pentan 3-oon. So dit is die posisionele isomeer van pentan 2-oon. Jy mag dalk wonder, wat van pentan 4-oon? Nou onthou, ons nommer altyd naaste aan die funksionele groep. So 1 2 3 4 5, daai is pentan 2-oon. In hierdie geval, onthou, ons gaan nie van links na regs nommer nie, ons gaan steeds nommer 1 2 3. En dit is basies 'n spieelbeeld, so daar bestaan nie iets soos pentan 4-oon nie, dit sal ook pentan 2-oon wees. Nou jy mag dalk wonder, wat van pentan 1-oon? Nou, kom ons aanvaar vir een oomblik, daar bestaan iets soos pentan 1-oon. Dit doen nie, maar ons aanvaar dit. Dan 1 2 3 4 5. Dan is jou karbonielgroep op die eerste koolstof en dan hierdie fiktiewe molekule van pentan 1-oon sou dan bestaan het. Maar kyk na die regterkant. Mens sou nommer van regs na links 1 2 3 4 5 en daar bestaan met ander woorde definitief nie iets soos pentan 5-oon nie. Maar wat belangrik is, nog pentan 1-oon, nog pentan 5-oon bestaan. En hoekom sê ek so? Want kyk na die molekule in sy totaliteit. Hierdie molekules wat hier uitgebeeld word, wat net spieelbeelde van mekaar is nie meer ketone nie, want daardie is 'n waterstof en nie 'n koolstof nie. Gevolglik is dit nie ketone nie, hierdie is aldehiede. So hierdie beide is voorbeelde van pentanaal en gevolglik is dit nie posisionele isomere van pentan 2-oon nie. So nou soek ons 'n funksionele isomeer. Daardie is ons karbonielgroep, maar kyk mooi. Koolstof aan die linkerkant, koolstof aan die regterkant. Hierdie is 'n ketoon. Nou as ons gaan en ons skuif die karbonielgroep 1 na links. Hy skuif soontoe. Dan is daai steeds die karbonielgroep, maar kyk wat is nou anders. Regs is 'n koolstof, maar links is nie meer 'n koolstof nie. Daar's nou 'n waterstof en gevolglik is dit 'n ander funksionele groep. Met ander woorde, dit is 'n funksionele isomeer. En hierdie is 'n aldehied en sy naam is penta, want daar's 5 koolstowwe, pentanaal. En omdat jou aldehiede altyd die funksionele groep aan die einde of die begin van die ketting het altans, beteken dit ons gaan nie 'n getal bysit om te sê op watter koolstof is die dubbelbinding O nie, want dit sal altyd die eerste koolstof wees. Die gekondenseerde struktuurformule word hieronder gegee. Daar's die OH, so ons weet ons het te doen met 'n alkohol. Die vraag sê dit ook vir ons en nou vra hulle, is dit 'n primêre, sekondêre of tersiêre alkohol? Nou ek weet gekondenseerde struktuurformules is nie vir almal noodwendig so maklik nie, so ek het hom gaan uitteken met 'n uitgebreide struktuurformule. Nou, kom ons kyk gou wat ek hier gedoen het. Daai CH3 is uit die aard van die saak daai metielgroep hierso. So dit is wat ek eerste daarso geteken het. Dan belangrik, hierdie koolstof
daai koolstof is my tweede koolstof. Die hakkies sê vir my, daai is 'n metielgroep. En daai metielgroep het ek hier ingeteken. Dan, die OH is gebind aan daardie koolstof, so daar is my OH. Dan, CH2, dis my derde koolstof. En dan CH3, dit is my vierde koolstof met sy 3 waterstowwe. So nou kan ons die vraag antwoord. Is dit 'n primêre, sekondêre of tersiêre alkohol? So daar's my koolstof wat gebind is aan die OH groep en daai koolstof is verbind aan 1, 2, 3 koolstowwe. Met ander woorde, hierdie is 'n tersiêre alkohol want die koolstof gebind aan die hidroksielgroep is gebind aan 1, 2, 3 ander koolstofatome. Volgende moet ons nou die IUPAC naam van die verbinding neerskryf. As die gekondenseerde struktuurformule vir jou werk, gaan daarmee. Vir my werk regs net 'n bietjie makliker. So, ons hidroksielgroep is daar. Ons begin te nommer naaste aan die hidroksielgroep. 1, 2, 3, 4. En op die tweede koolstof het ons daai metielgroep. So dit is 2 metiel. En dan het ons 'n alkohol met 4 koolstowwe, so dis butanol, maar op watter koolstof is die hidroksielgroep? Op die tweede ene, so dis butan 2-ol. So die verbinding is 2 metiel butan 2-ol. Dan ondergaan hierdie organiese verbinding 'n reaksie en hulle wil weet wat's die IUPAC naam van die hooforganiese produk wat vorm en die reaksie wat ondergaan word is 'n eliminasie reaksie. In die leerplan is daar 3 eliminasie reaksies. Kraking, dehidrohalogenering en dehydrasie. Dehydrasie is die een waar 'n alkohol ter sprake is. So in hierdie geval gaan die eliminasie reaksie dehydrasie wees. Terloops, wat is my katalisator? Gekonsentreerde H2SO4, gekonsentreerde swaalsuur. En ek gaan ook hitte nodig hê. Nou, hoe werk eliminasie? Dehydrasie behels dat daai hidroksielgroep verwyder word. Nou, jy weet klaar, dehydrasie. As iemand gedehidreerd is, het hulle water verloor. So water gaan ook een van die byprodukte wees wat vorm. So ek kort nog 'n waterstof om weg te vat. En ek weet, dit gaan by een van my naburige koolstowwe verwyder word. So of by daardie koolstof of by daardie koolstof. En nou wil ek dit ook net sê, beide daardie koolstowwe gaan waterstowwe verloor. In die meerderheid van die gevalle gaan dit by die een wees en dis ons hoofproduk en in die minderheid van die gevalle gaan die ander koolstof se waterstof verwyder word. So tegnies gaan jy 3 produkte hê. Water wat 'n byproduk is, die een wat die een waterstof hoofsaaklik verloor het en dis jou hoofproduk en dan die ander een wat die ander waterstof verloor het en dit is 'n neuweproduk wat dan vorm in hierdie proses. Maar wie is die man van die oomblik? Zaitsev. En Zaitsev baie eenvoudig. Dit is 'n eenvoudige lewensbeginsel. Die wat het sal meer ontvang en die wat nie het nie, selfs die bietjie wat hulle het, sal van hulle af weggevat word. Nou daai laaste deel is Zaitsev. So die een wat die minste het, gaan nog minder hê. So die koolstof aan die linkerkant, hy is veilig want hy 3. Die koolstof aan die regterkant, ongelukkig nie so veilig nie. Daai waterstof gaan verwyder word. So omdat daar net 2 is en die ander koolstof 3 het, minder waterstowwe by die regterkantste koolstof en daai waterstof gaan verwyder word. So jy kan self sien, daai gaan saam water vorm. Neuweproduk
en ek doen dit sommer in 'n ander kleur, sal ook 'n waterstof verloor en dit gaan ook H2O vorm. Maar in die minderheid van die gevalle gaan hy op daai wyse plaasvind. In die meerderheid van die gevalle gaan dit plaasvind met dit wat aangedui word deur die rooi ink. Nou, wat is die produk wat vorm? So daarso is my CH3. Ek teken nou die hoofproduk wat vorm. Dan enkelbinding C. Daai OH is nou weg. My metielgroep is steeds hierso. So my metielgroep gaan nêrens heen nie. En dan tussen die tweede en die derde koolstof word daar nou 'n addisionele binding. So daar's 'n dubbelbinding wat daar vorm. Ek gaan net die waterstof aan die ander kant teken ter wille van spasie en dan het ons 'n CH3 op die punt. En wat is die naam van hierdie binding? 1, 2, 3, 4. Jy gaan hom van links af nommer as gevolg van die metielgroep. So dit gaan wees 1, 2, 3, 4. So die tweede koolstof het 'n metielgroep, so dit sal wees 2 metiel en dan is dit buteen, maar dit gaan wees but 2 1. En dit is dan ook die heel laaste vraag wat hulle vra. Wat is die IUPAC naam van die hooforganiese produk? En dit is 2 metiel but 2 1.